praat vanaand verder oor leeflig en ons praat 'n bietjie vanaand oor die onderwerp om verplant te word. Nou wie van julle was al verplant? Dis nou kort. Ja, jy het nou kort verplant. Yes. Ek dink dat in die mens se lewe gaan jy deur 'n sekere stadiums waar jy verplant raak. Jy's net mooi gewoond aan jou ma se huis en dan word jy verplant na 'n kleuterskool toe of ek is sommer direk na 'n laerskool toe verplant. As jy nou net mooi gewoond is en jy's nou net die man van die laerskool, dan word jy verplant hoërskool toe. En so word jy maar reg deur jou lewe verplant. Nou ons praat oor die gedagte van leeflig en baie keer gebeur dit dat ons maar sekere bagasie langs die pad saamvat. Ek weet Wynand en Anita is nou lief vir kamp. Nou wanneer 'n mens gaan kamp, Wynand, pak jy te min in of pak jy te veel in? Wag, sê weer. Ek pak niks in nie, my vrou maak seker is te veel. Algemene probleem. Marius, julle 2 weke het julle te veel ingepak of te min ingepak? Net genoeg, ons het dit net gemaak. Wow. Julle is al 'n ou travelers. Maar gewoonlik pak 'n mens te veel in want jy dink jy gaan dit nodig kry en dit wat jy nie ingepak het nie, kry jy gewoonlik nodig. So op hierdie reis van ons pak ons baie keer te veel in. En en dit maak ons moeg. Nou vanaand gaan ons bietjie oor te veel geestelike goed wat ons inpak partykeer. Geestelike slawerny. Ons gaan so 'n bietjie daaraan raak. Ek weet nie of julle al gehoor het van die term geestelike slawerny nie. Nou verplant is nie 'n nuwe teologiese term nie, dit is 'n ou teologiese term. En verplant gaan maar met verandering gepaard. Maar kom ons doen eers die ysbreker, Salome. Jy wat so modebewus is en vir ons daar so 'n pragtige skakering van pink het daar agter jou. Dis mos 'n pink gordyn daai, né? Wat Dis eintlik pers, maar dit maak my baie de mekaar want die pers maak al my klere is ander klere. Ek trek 'n bruin broek aan, dan lyk dit vir my soos 'n pink broek. Dan lyk ek baie weird as ek daar uitkom. Maar jy moet die opname kyk na die tyd. Dit lyk vir ons pink. Marius, lyk hy vir jou ook pink, né? Ja, pink. Nee, by my lyk dit blou of so perserig. Die hemp is pink. Ek dink dit is geel. Nee, by ons lyk dit blou. Liewe aarde. Geel. Wynand sê dit lyk geel. Julle is de mekaar. Ja, Right. As die hoof van die mode dame, die mode hoofmeisie hierson. Sê jy nou vir ons, begin jy nou vir ons, wat is die grootste modeblabs wat 'n man, nie 'n vrou nie, 'n man kan maak? Okay. Ons luister graag. Goed. 'n blou bulkets met 'n WP hemp, met 'n leeuwsbroek, Sharks kouse en Puma skoene. Ja, hy sit jy mekaar. Hy sit jy mekaar soos Vadersdag in Soweto hoor. Ja. Dis baie deur mekaar. In daai geval bly hy altyd 'n wenner. Ja. Soos 'n politikus. Ja, hy kan vir die DA staan. Meisie, wat is die grootste modeblabs wat 'n man kan maak? nee, ek is nou baie ernstig. 'n man wat sokkies saam met sandale dra. Nee, nou vat jy myne. Ja, ek is ook daar. Daai ene is vir my baie vreemd. Wynand, dink jy 'n man kan 'n modeblabs maak? Ek dink ons is die voorlopers daarvan. Kyk veral as ons nog 'n two-tone kakie hemp ook kan dra na die verkeerde plek toe. Anita, wat se modeblabs kan 'n man maak? Pastor Louis, ek dink hierdie help my sterk lyk hempies is maar dan wat hulle doen is partykeer dra hulle dit agterste voor om, so dan is dit nou nog erger. Onderste En bo. dan kyk,
Ja, dit is hulle dra dit met hierdie mallets en dan 'n snorkie. Dis nou blijkbaar mode, maar vir my is dit 'n En 'n blaps. stywe kortbroek. Ja, Ja, met 'n broekie. 'n boerboelbroekie. Ek sien hulle het vir boerboele vrae gevra. Hulle sê as jy boerboel klere koop vir 'n man, hoekom moet dit altyd 3 nommers te klein wees of kan jy dit die regte size koop as jy dit wil hê? Stel, wat sal jy sê is 'n modeblaps van 'n man? 'n Bonthemp en 'n bondas. 'n Bonthemp en 'n bondas. Hmm. 'n Das is ook heeltemal 'n blaps. Marius, wat sal jy sê is 'n modeblaps vir 'n man? 'n hemp wat nie lank genoeg is om by die broek in te steekie. Dan steek die pen so half wat uit. Presies tog. Ja. Ons was nou eendag by 'n kerk waar 'n pastoor gepreek het en elke keer as hy sy hande so opsteek, dan steek hy rol so onderuit. En hy's nou daar heel bo, so jy kyk op teen hierdie springrol. Lisel, wat se modeblap sal jy sê? Wel, Annelie het nou myne gevat, maar ek sal ook sê iemand met baie ek weet nou nie hoe moet ek dit taktvol sê. Hierdie baie laat hulle lyk soos BA van 18 met die baie juwele. Ja, hierdie dik kettinge. Nie vir my baie. Iets wat vir my interessant is, en ek het dit nou vanmôre in die kerk gesien, is veral die jong mense, hulle is lief om 'n denim aan te trek of 'n langbroek aan te trek met hierdie fish plakkies. Hierdie toontrekplakkies. Dis my nogal, dit lyk net bietjie, maar ek meen dis seker maar nou maar die Dis mode. mode, my skat, dis mooi. Is dit Dis mode? nog fyn. Okay. Ja. Volgens my is dit wat ingenieurs dra vandat ek kan onthou af. Dis net interessant dat jare gelede as jy skoene aangetrek het sonder kouse, veral nou die mans, sê maar nou kerkskoene aangetrek het sonder kouse, dan het ons jou na die welsynsdepartement toe gestuur het hulle vir jou kouse gee. Nou lyk my vandag is dit nou weer mode. Jy moenie jou kouse mag nie by jou skoene uitsteek nie. Dit is nou hierdie inner socks wat jy moet dra. So mode verander en miskien eendag gaan plakkies met kouse. Ek het al 'n ou gesien wat met skoene en kouse op 'n stukkie op die strand loop. So verstaan so modes Sien hom elke verander. dag. Sien hom elke dag. Nou vanmôre toe ons nou kerk toe gegaan het, toe ons by die kerk stop, dis mos heilige grond, die kerk. Dis mos Sacramento, dis mos heilige grond. Toe staan daar agter die kerk 'n man wat rook. Nou, dit is pas ook nie vir ons nie. Was dit die predikant? Ja, dit was nie 'n dag as hul nie. Hy het nie moed probeer kry nie. En dadelik bots dit binne in 'n ou, want dis nie hoe ons aan mekaar gesit is nie. En toe dink ek nou daaraan, maar wat is nou die verskil of hy daar staan en rook en in 'n parkie staan en rook? Hy sukkel nog met iets en 'n mens is so maklik om iemand te veroordeel oor sekere goed. En ons wil vanaand so 'n bietjie aan die gedagte raak geestelike slawerny. Baie keer sit ons sekere goed op mense se skouers wat hulle moet doen en nie moet doen nie. Dit maak die las soveel swaarder. Ek is nie een van die wat vanaand gaan sê sonde regverdig nie, sonde bly sonde ensovoorts, maar ons gaan vanaand 'n bietjie daaroor gesels. Kom ons kyk wat sê Galasiërs 6 vers 1 tot 4, meisies. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek
word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. 4 ook. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Gisel, sal jy vir ons Romeine 6 vers 1 in jou vertaling ook lees? Galasiërs 6. Romeine Galasiërs 6. Vers 1. Net vers 1. Broers en susters, wanneer iemand in die een of ander sonde verval, moet julle wat deur die Gees gelei word, daardie persoon nederig reghelp. Wees baie versigtig dat jy nie ook versoek word nie. Dit is seker dat 'n paar jaar gelede het ek na hierdie ou toe gegaan en vir hom gesê, hoorie, so hierdie is bietjie onbetaamlik. Gaan staan net buite die kerk se jaard en rook daar. Ons wil nie bekend staan as die kerk wat ouens rook nie, jy verstaan. Maar dan sal ons hom dalk nooit weer by die kerk gesien het nie. Weet nie. Kom ons kyk wat sê Romeine 8 vers 15, Salome. Dis nie op die gebedslys nie. Dankie Wynand, ek het gewag daarvoor. Romeine 8 vers 15. Dis hy. Kan ek kom in die Nuwe Lewende Vertaling lees of in die Afrikaans 53? Jy kan in 53 Lewe Vertaling, net wat jy wil, maar kom ons maak die 53. 53. Skus, 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Okay, en dan die volgende vertaling wat jy wil lees. Okay. Die gees wat julle ontvang het, is nie 'n gees wat weer van julle vreesbevange slawe maak nie. Julle het die gees van ware kind wees ontvang, en deur hierdie gees roep julle uit tot God, Abba, ons Vader. Okay. Ons praat 'n bietjie oor die woord slawerny. Kom maar dan Romeine 8 vers 15 nou voor. Ons weet sonde plaas ons in slawerny, maar hier sê hy, moenie weer onder die juk van slawerny verval nie. Wat sal julle sê is hierdie slawerny waarna hier verwys word? So sê dis sonde. Dis sonde. Wat nog? Ja, iets wat jou baas is, want 'n slaaf het 'n baas. Iets wat jou baas is. Okay. Dink julle daar is iets soos geestelike slawerny? Wynand, hoe voel jy oor dit? Dis ja, ek dink tog daar is iets soos geestelike slawerny. Ek probeer nou vinnig 'n voorbeeld dink en ek kry dit nou nie reg nie, maar ek dink daar's wel baie. Ek dink 'n paar jaar gelede sou ons gesê het, as jy 'n eerbare kerkraadslid wil wees, moet jy ten minste 'n das aan sit kerk toe. En 'n predikant wat sy sout werd is, sal nie sonder 'n baadjie op die kansel verskyn nie. Of 'n das. Of 'n das. Dis groot sonde das, as jy nie das het. Party plekke, ek sien hier in Nelspruit, ja, dit is nog nie heeltemal, ek is nog nie heeltemal daar nie, maar as gevolg van die temperatuur en so aan, die ouens kom soos wat hulle maar werk toe gaan en so aan, jy weet, ek dink as hy 'n plaasboer is, kom hy met sy kortbroek en sy hemp, jy verstaan. Die ding van slawerny is dat wat vir my in my oogpunt dalk hoe ek die lewe sien, ek moet dit nie op iemand anderste probeer afdruk nie. Nou sê Galasiërs, hy sê wanneer ons agterkom Marius loop nou nie die pad soos wat ons loop, dan moet ons hom nie verwerp nie.
Ons moet nie om een kant te skuif en hom sê totsiens bye-bye nie. Ons moet hom in liefde probeer reghelp. Alright, is julle gereed vir hierdie gesprek vanaand? OK. Kom ons kyk wat sê Psalm 1 vers 1 tot 3. Jy stel? Ons praat bietjie oor die juk. Die Bybel sê ons kom na my toe, my juk is lig en my juk is sag. Is dit nie so in die Salome? My juk is lig en my en my las is lig. Maar nou kom ons en ons sê die juk van Christendom. Wat is die juk van Christendom? En dis nie soos Marius hulle juk omdat hulle nou nie vanmôre gestort het nie, maar die las van Christendom. Kom ons kyk wat sê Psalm 1 vers 1 tot 3 stel. Geluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Okay. Iets in hierdie gedeelte wat vir julle uitstaan? Daar's voorspoed vir hom vir alles wat hy doen. Stoor, ek moet gou verskoning maak, ons gaan net gou ons generator afsit. Ons gaan net afgaan en opgaan. Ons wag vir reg sê. Ons gaan aan so aan. Alright. So daar's voorspoed, Marius, yes. Sien julle die twee scenario's? Die een is waar 'n persoon sit tussen die kring van die spotters en die ander scenario is waar iemand geplant is by waterstrome. Sien julle die twee prentjies? Nou wie sit by die kring van die spotters? Die goddeloses. Die goddelose, die sondaar. Right. Nou sê ons maar hy is geplant. Sê Lisel, wat sê jou vertaling? Ook geplant. Ja, geplant. Geplant by waterstrome. Nou in die soos Wynand altyd sê op die Bybel of die gebedsversoeke het ek 'n woordjie ingesit, sathal. Wie bietjie gaan kyk wat beteken die woord sathal? Julle gedink is maar net 'n spelfout. Okay. Laat aand mistyk. Laat aand mistyk. Nee, dit was 'n vroegoggend, dit was vroegoggend gisteroggend gewees. Nou sathal, wie gaan gou vir ons op Google gaan tussen Lisel en Salome. Is dit SAT of is dit SAR? Sathal. Sathal. Meaning in Hebrew. Dis wat die woord geplant, die oorspronklike taal is sathal. To plant or to transplant. Okay. So, almal van ons was in die kring van die spotters. Wie was nie daar? Dan moet ons vir jou bid vanaand en dan is jy nog steeds daar. Almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Almal van ons was in die kring van die spotters. So, en toe is ons verplant by die waterstrome. Lees julle hom ook so? So, Ja. die korrekte vertaling, ons is by Psalm 1 vers 3 wat sê en jy is geplant. Anita, daai woord geplant is sathal in die oorspronklike taal, dit beteken verplant. Jy is verplant uit die kring van die spotters uit na die stroom van lewende waters toe. Kan ek net sê, skus Louis, kan ek net bynoem, Mhm. Shatta, as jy sê Shatta met 'n
H op die einde, nie 'n L nie, dan beteken dit to drink in Hebreeus. To describe the act of drinking, both ja, literally and figuratively. Dis baie dankie vir daai byvoeg. So dis iemand wat drink. So waaruit kry hy sy voedingswaarde kry hy uit die kring van die spotters uit of nou is hy verplant en hy kry dit uit die stroom van lewende water. So dis baie mense en baie mense sal dit vir my sê, maar ek kan nie wees soos jy nie, want jy's God se blou oogkind. Jy was maar al die jare net geplant by waterstrome. Nee, ek is verplant. Daar was ook 'n tyd in my lewe wat ek verlore was. Daar was ook 'n tyd dat ek gesondig het. En daar was 'n tyd toe ek verplant is vanuit die kring van die spotters na die lewende water toe. Maar ek wil nie ons met mekaar hier verloor nie. Maak daai sin. Marius? Ja, dit doen. Right. Ek wil ook net sê ek het nou gesien as ons nou goed verplant, dit is asof hy eers 'n bietjie doodgaan en dan kry hy weer lewe. Dit is nie altyd 'n maklike ding nie. Daar is werk weer daaraan. Dis nie net verplant en jy bly nog net daar en dit is nou gedoen nie. Daar is bietjie werk daaraan, jy moet water gee, jy moet bietjie vir hom kossies gee dat hy weer kan begin groei. En dit, Marius, is die geheim. Dis waaroor ons praat vanaand. Ons dink as ek 'n persoon in die stroom van lewende water plant, moet hy presies net soos Louis wees. En as hy nie soos Louis wees nie, dan drink hy by verkeerde strome. Ons het 2 wilde pruimbome geplant in ons tuin. Hulle het ons presies elkeen R1700 per boom gevra. Hulle is presies ewe diep gegrou. Hulle het presies dieselfde kunsmis gekry. Hulle het presies dieselfde bemesting gekry en kompos en al daai goed. Maar vanmiddag het ek hulle 'n bietjie gesnoei bo. Een boom is langer as die ander een. Hulle is verplant. Ek gee nie vir die een boom meer water as die ander een nie. Hulle kry presies dieselfde, die dammetjies om hulle is presies 7, elkeen is ewe groot. Hulle is 3, 4 meter uit mekaar uit. Dit is nou maar net so. Kan nie my vergelyk met iemand anders doen en sê, maar ek is nie daar nie of hy's nie waar ek is. Ek weet nie, snap julle die punt wat ek wil uitkom? En baie keer, omdat ek nie is waar Marius is nie, laai ek sekere goed hierdie las op my. Ek sukkel met Wynand, waarmee kan ek sukkel? Ek vloek baie keer as die taksies voor my inry. Maar Marius vloek nie. As 'n taxi voor Marius inry, dan bid hy vir 'n taxi. Kan jy dit glo? Is mos so, Marius? Ja, ek gaan nie daarop ingaan nie. Marius vloek nie die taksies nie, want daar is nie taksies daar waar hy is nie. Ek besit die taksies. Ek dink ons snap die gedagte dat jy's nie geplant van jou geboorte af nie, jy is verplant na die stroom van lewende water toe. En dis 'n groei proses. Daar's nuwe blaartjies wat kom. En weet julle wat is die moeilike ding? Dat jy kan nie self in die spieël kyk en sien hoe groei jy nie. As Salome die kinders gaan sien, wat gaan sy sê? Joe, maar julle het mooi groot geword. Hulle het groot geword. Maar vir Wynand, al hoe Wynand sien hulle word groot is wanneer hy nuwe klere moet koop. Is dit nie so nie? Jy kyk vir jouself in die spieël en jy loop met hierdie las, ek vloek nog die taksies. Maar miskien het jy al iets anders te oorwin, wat Marius nog nie oorwin het. Vergelyk is een van die grootste probleme wat daar kan wees. Okay. Enige iemand iets sê oor hierdie gedagte?
Ek dink karaktereienskappe is iets waar mense aan kan dink van elke persoon het sy eie karakter en daardie karakter word net 'n mooier blom soos wat hy nou verplant word. En almal se karaktereienskappe verskil maar en daarom is elkeen dan ook verskillend as hy klaar verplant is. Ek hou daarvan, Marius, ek hou van die woord, ek hoor tussen die lyne die woord uniek. Elke Ja, mens is uniek. Christendom beteken nie 'n worsies nie. Almal lyk net presies dieselfde nie. Ons is selfde lengte, selfde dikte, gelukkig nie selfde dikte nie, maar presies almal lyk dieselfde nie. Manier gestop nie. Dis nie waaroor Christendom gaan nie, en dan sit ons onnodige druk op onsself. Nog 'n bydrae oor Psalm 1 vers 1? Sal 'n mens die woord verplant koppel met wedergeboorte? Verseker, verseker. Want ewe skielik as jy nou in 'n nuwe boom en ek dink dit sluit aan by die volgende vers, Wynand. Jy word nou ingeënt in die ware wynstok. Okay. Voor ons dalk hier afklim, watse uitdagings het ons wanneer ons 'n boom verplant? Marius het so 'n bietjie daaraan geraak. Watse uitdagings is daar? Die die ligging van waar jy daai boom vat is belangrik. Jy kan nie 'n boom uit die Karoo vat en daar in Huisna gaan plant nie, want hy gaan vrek van te veel water. En vice versa ook van Huisna of Karoo toe gaan nie werk nie. En ek dink as jy daar's 'n ou wat 'n teorie gedoen het oor die herplanting van 'n boom. Nou die noorde kant van die boom moet die noorde kant bly. Jy moet hom nie omdraai en skielik die noorde kant aan die suide kant plant nie. En dan natuurlik die grond waarin jy hom plant. Daai wat pastoor nou sê twee bome, ek het dieselfde twee apies dorings en die een is dubbel die grootte van die ander ene. Net omdat die een op 'n klipbank geplant is, hy het nie so diep grond gekry nie. Ja, maar ek stem saam met jou. Ek dink dis waardevolle inligting wat jy gee. Maar wanneer ons 'n boom verplant, Marius het dit aangeroep, begin is daar blaartjies wat dalk doodgaan. En die boom verstaan dit, die DNA van die boom verstaan dit nie ewe skielik. Hy's nou uit die kwekery uit, waai lekker. Ewe skielik is daar wind wat deur hom waai. Hy kry ander manier water. Jy verstaan, maar ewe skielik besef hy kan nou groei. Hy groei nie nou vas in 'n pot nie. Sy wortels druk nie. Ewe skielik het hy nuwe horisonne wat hy kan ontdek. Iemand nog iets sê? Okay, kom ons gaan na die volgende ene toe, Anita. Johannes 15 vers 1 tot 6. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Dankie Anita. Daai en Wynand, wat jy nou oor gepraat het, né? Wedergeboorte. Ek is ingeënt in die ware wynstok. Nou, hier by ons is dit vir my een van die mooiste goed is die lemoenbome. As die nuwe lemoenbome geplant word, dan word hy basies in die ou lemoenboom wat hulle afgesny het, ingeplant. Ek weet nie presies hoe werk dit nie, jy kan dalk meer kennis hê daaroor. En dadelik het hy toegang tot die ou boom se wortelstelsel ensovoorts. Ek weet nie of jy 'n bietjie wil uitbrei daarop nie. Ja, dit is maar net jy plant 'n kultivar wat 'n sterk wortelstelsel het en wat 'n beter het as ander bome. En dan kom op 'n sekere stadium wat jy nou jou nuwe bome kry, dan sny jy daai boom letterlik plat af
Jy sny 'n klein keepie in die stam in en dan sit jy daai stok binne in daai stam in en dan maak jy hom 'n bietjie toe. En outomaties dan groei hy mekaar vas en hy trek weg as 'n jong plant maar met 'n groot sterk wortelstelsel. Uh wat hom help stoot gee dat hy 'n beter wortelstelsel het. Maar dan wil ek ook by sê wanneer jy 'n plant te lank in 'n pot hou of 'n boom te lank in 'n pot hou, veral in 'n kleiner sakkie. Ek het dit ek noem dit sommer die draai-sindroom. Die wortels begin al in die ronde in die sak te groei. En wanneer dit gebeur en jy plant hom uit, hy hou aan in die ronde groei. Hy sukkel om daar uit te kom. Dit wat so ongesond is as jy 'n boom te lank in die klein sakkie en nie vir hom 'n groter sak gegee het dat hy bietjie kan groter word nie. Daai wortels, as jy hom dan uitplant, moet jy letterlik alles losbreek en hom oopmaak dat dit begin uitgaan, want hy gaan ook nie uit sy groei medium uitgroei nie. Hy gaan nie in 'n ander stuk grond ingaan nie. Hy gaan nie van grond na sand toe gaan nie. Hy gaan nie so hy bly in daai groei medium opsirkel, so jy moet hom losmaak. So ek wil amper sê as jy so 'n koppel in die wedergeboorte, hoe ouer hierdie boom is en hoe ouer hy sy wortels nou in sy ou weë gewandel het, hoe moeiliker is dit om weer te kry om weer reg te groei en alsoos so jy gaan sukkel. Jy gaan baie langer vat voordat jy daai nuwe blare het wat afgeval het wat Marius gesê het. Om dit te laat uitloop en reg groei. Wonderlike inligting. Hulle het ook vir ons gesê toe ek die bome geplant het, ek moenie 'n ronde gat vrou. Want dan begin die bome, ek moet 'n vierkantige gat vrou, jy weet dat die wortels kan uitkom. So yes, 100%. Ons praat bietjie oor die woord heiligmaking. Wat is heiligmaking? Engels is sanctification. Ons spreek en ons sê wees heilig want God is heilig. Wat is heiligmaking? Dan sê dit beteken om sekere dinge af te sterf of af te knip, ek wil sê snoei, wat nie by 'n Christen pas nie of Wat nie by die wortelstelsel pas nie. ja. Want die boom kan tog net die vrugte dra wat by die wortelstelsel is. Wynand, ek weet nie, miskien is ek verkeerd, maar kan ek 'n lemoenboom in 'n vyeboom inent, gaan hy groei? Ja, ek sê heeltemal sê ek daar's 'n limiet oor watter goed waar gaan groei. Vir die DNA moet dieselfde wees, né? Ja. Okay. Alright. So ja, so dit moet pas by die wortelstelsel as ek dit so kan sê, Anita. Nog iets oor heiligmaking. Sê vir ons. Ja, ek wou eintlik iets gesê van ek wou gesê van ons koemkwartboom wat geënt is op 'n suurlemoenboom. So bo is suurlemoene en onder is koemkwart. Okay. So dit kan gebeur. Kan gebeur, okay? Maar dit is so albei 'n soort sitrusboom daarom, né? Ja. Okay. Heiligmaking, so ek moet op 'n sekere plek kom om heilig te wees. Ja. Lisel stem nie saam nie, sy praat met lippetaal en hy kan nie lippetaal lees nie. Nee, maar dis dit. En dan praat hy nie. Ek dink dan was sommer aan die heiligmaking as karakterregstelling. Om die karakter wat jy het reg te stel, partykeer net 'n bietjie te verbuig, maar andersins heeltemal te verwyder en 'n ander karakter in sy plek te sit. Om dan so na as moontlik aan die aan Jesus te kom, Jesus se voorbeeld te kom. Right. Ek stem 100% saam met julle. Ek het net een ding gemis, die snoeiproses wat ons in 15 gelees het, die wolelote word afgesny. Verstaan? Om die beste vrug na vore te bring. Maar heiligmaking is daar twee konsepte. Die eerste een is jou posisionele heiligmaking. As jy tot wedergeboorte kom vandag, Wynand, en jy sterf vanaand, waartoe gaan jy? Hemel toe. Hemel toe, dis soos ons dit verstaan. Maar ek vloek nog op die taksies. So, in Christus is ek heilig, my posisie is heilig. Maar dan kry ek ook 'n eksperimentele heiligmaking waar ek
sekere goed moet aflê. En daarvoor moet ons versigtig wees dat dit nie 'n ekstra juk op ons rug moet wees nie. Dis nie iets wat ons moet aanleer nie. Dis 'n groeiproses. Ons groei in hierdie nuwe bome. Ek kan nie aanleer om op te hou vloek nie. Ek kan nie gekondisioneer raak om op te hou vloek nie. Ek vat nou maar net vloek. Wat gaan nou 'n lekker sonde wees, Marius? Nee, vloek is goed, want vloek is moeilik om af te leer. Ja, want as ons nie 'n woord ken nie, dan sê ons maar 'n vloekwoord. Okay. Right. Right. Maar dis 'n nou is ek in Christus, ek het tot wedergeboorte gekom. As die taxi voor my inry, dan sê ek jou kwak 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 kwak. Presies. Het ek nou gevloek? Ja, ek het gevloek. Maar gaan ek hel toe daardeur? Ek weet nie. Ek moet ophou vloek. 'n Vriend van my preek in Holland, nee, in Engeland. En na die tyd toe sê een van die hoofouderlinge, hulle wil 'n bietjie met hom gesels. En in Engeland, as jy iemand wil vat na 'n koffieshop toe, dan vat jy hom na 'n pub toe. By ons is 'n kroeg. Kroeg is sonde, né, Marius? Nee, nie noodwendig nie. Hy drink cream soda by 'n kroeg so. En nou vat hy hierdie ou om kroeg toe. Hy sê alreeds is dit nou vir hom 'n skok dat hy nou hier in die Bybel uit moet praat met 'n ou, 'n geestelike gesprek hier in die kroeg moet hê. Hy sê maar hy het nou sy cream soda soos Marius bestel. Toe haal die ou so, dis nou die hoofouderling van die kerk, so dik sigaar uit. Nou het die ou sy Bybel oop en 'n point hy met sy sigaar hier in die Bybel oor sekere kwessies wat hierdie ou vir hom moet bietjie verduidelik. Hy sê hy voel of hulle darm nou sondaar is dat hierdie onheilige sigaar nou op die heilige bladsye getik word. Kyk, ek los dit daar. Ons sit baie keer en ek wil vanaand weer sê wat ek aan die begin gesê het. Sonde is sonde, ons regverdig nie sonde nie. Maar moenie onnodige druk op jouself sit nie. Nog iets oor Johannes 15 vers 1 tot 6 wat iemand wil sê? Ja, ek dink ons moet besluit waar ons kunsmis toe gaan dien en waar ons nie kunsmis gaan toedien vir daai nuwe geplante boom nie. As jy in die kroeg sit en daai ou wil met jou kom praat in die kroeg en hy het darm so een biertjie in, dan kan 'n ou nog darm 'n bietjie kunsmis gee en hooplik gaan daar iets in en hou vas. Maar as daai ou al so 6 ure daar in die kroeg gesit het en jy wil met hom iets praat, dan gaan niks vassteek nie. So as jy daar kunsmis gooi, gaan dit nie vat, dit gaan nie werk nie. Dit is so onnodig. 100% saam met jou. Ja, ek het 'n gesegde, moenie met 'n ou redeneer wat getrek is nie. Ja, jy moenie in die Bybel met hom praat nie, want dis wanneer hy gewoonlik wil godsdienst praat, moenie dan praat nie. Kom ons kyk na die volgende skrifgedeelte. Jy stel Hebreërs 2 vers 11 tot 12. En Salome, jy kan hom vir ons lees in een van die ander vertalings ook. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Okay, Salome, wat sê jou vertaling? Kom ons probeer die boodskap. Is dit reg? Is reg? 11. Dit is Jesus wat sorg dat mense na God toe mag gaan en die mense wat deur Jesus vir God aanvaarbaar gemaak word, behoort aan dieselfde gesin. Daarom is Jesus nie skaam om hulle sy broers en susters te noem en hulle so te behandel nie. Hy sê, ek sal my broers en susters alles vertel wat ek van u weet. Waar almal saam is, sal ek liedere sing wat vertel hoe groot en belangrik u werklik is. Okay. Kom ons werk op die 53 vertaling. Wie is heilig? Jesus of God? God is heilig. Wie is die ander party wat daar genoem word? Ons. En wat 'n vlak is ons? Stel lees vir ons weer vers 11. Want hy wat heilig maak,
sowel as hulle wat geheilig word. Okay, stop hom daar. Wat geheilig word, 'n proses. Sien julle die woord proses, kan julle die woord word lees? Lisel, wat sê jou vertaling? Dieselfde as almal wat deur hom geheilig word. Okay, so dis 'n proses. So, God is heilig, en dan is daar nou ander mense wat nie 100%, hulle word nog heilig. Maar, wat sê die Bybel? Wat is hulle stel? Is almal uiteen. En hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broers te noem nie. Come on, kry hierdie punt. God is heilig, en dan is die amper seker onheilig is, maar die wat in 'n proses is om heilig te word. En weet jy wat sê God van hierdie mense? Is nie skaam vir hulle nie. Hy sê skaam vir hulle nie, en hy sê ons is een. Hy praat van 'n gesin. Salome het gelees van 'n gesin. Ek dink aan vrymoedigheid. Marius, as jy by jou ma se huis gekom het, en jy was dors, wat sou jy gedoen het? Yskas toe gegaan het en 'n koeldrank gekry het. As jy by die buurman kom, sou jy dit self doen? Na die buurman toe gegaan het en vir hom gesê het, my ma sê asseblief 'n koeldrank asseblief. Maar vra, Ons praat oor vrymoedigheid. Die Bybel, en hierdie is baie mooi. God sê hy skaam hom nie. Toe ek hierdie versie vanmôre die prentjie sien van hierdie ou wat hier agter die kerk staan en rook, toe dink ek, maar ek is gereed om hierdie ou bietjie aan te vat, maar God skaam hom nie vir hierdie ou. Hy's in 'n proses. Ja, dis dalk nie die beste advertensie vir die kerk as die ou op die stoep staan en rook. En ek dink daaroor kan 'n mens gesels. Jy sê, kyk, ek wil nie op tone trap nie, praat met my. Ek luister. Hoe sien julle hierdie vers? Ja, Lisel se ek lippe is oop as hy praat nie. Sy het gesien Annelie loop, nou gaan sy ook loop, okay? Hulle het seker mekaar iewers ontmoet. Okay, Salome? Nee, ek stem saam, want ek het al gehoor van 'n pastoor wat vir ons vertel het, hy sê as ons die man wat daar buite staan sien rook, dan moet ons net gou sy getuie hoor. Toe vertel hy vir ons, so sê hy was verslaaf aan heroïne en hy is nou verlos van dit, maar hy het nou begin rook. Hy's besig om daarvan ook ontslae te raak, maar dit is 'n proses, want hy is deur 'n groot verlossing, hy's gered ook. En toe het hy heroïne gelos, maar hy rook nou, so ons moet nie daaraan vaskyk op hierdie oomblik nie. Ons moet net vir hom help bid, want hy is besig met sy volkomme genesing. Ek stem 100% saam met jou, Salome. Ek vir ons praat nou oor rook sommer. Maar as daai ou rook gaan regverdig en sê, jy weet, waar staan die wyn? Jy weet, dan sit iets anders. Maar as hy in 'n proses is. Ek trek nie sy skoene aan vanoggend nie, hy trek ook nie my skoene aan. Kom ons vra net die vraag vanaand vir mekaar. Hoekom skaam God hom nie vir my nie? Ten spyte van my tekortkominge. Hy het ons immers gemaak, hy verstaan hoe ons werk. En as ons lewe vir hom oorgegee, dan weet hy ons is in die proses, wat jy nou sê, om na hom toe te kom. Of soos hy te wees. Nie soos Jesus te wees. Hy het ons gemaak. Hy is lief vir ons. En vir my die belangrikste is, hierdie ding draai nou heeltyd in my kop hierdie week. God proklameer die einde voor dit nog begin is. Ons kyk in die spieël en ons sien die huidige raak.
God sien die eindproduk raak. En dis hoekom hy sê los my kind. Hy is besig met hom. Los my kind. Right. Kom ons kyk wat sê Kolossense 3 vers 1 tot 4 Anita. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. In hierdie proses van heiligmaker, waarop fokus ons? Fokus ons op die perfekte pastoor? Fokus ons op ons eie tekortkominge? En daar doen ek dit weer. Voor ek my kon kry, dan ry die taxi voor my en daar doen ek dit nou weer. Ek het gesê ek sal nooit weer vloek nie en daar doen ek dit weer. En ek laai die las maar net nog meer op my en ek kan nie blydskap in die Here kry nie want dit is moeilik. Dit is swaar om 'n Christen te wees. Ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Ek is seker maar nie geroep nie. Ek is seker maar daar's seker fout gegaan met my verplanting. Come on. Bedink die dinge wat daarbo is. Dink aan God. Dink aan die heerlikheid van God. Marius? Dink vooruit. Nie in die oomblik nie. Verwag dat iets soos 'n taxi sê maar voor jou gaan inswaai en dink vooruit op daai ene. Dan is dit makliker om hom te vergewe en as wat hy is maar so as mens skrik dan skrik jy. Dan moet jy jou klere was en so. Maar maak as jy daai skrik kan visualiseer, dan is dit net soveel makliker om daai skrik te hanteer. Okay, ek hoop dat die klere was hier, Morris. Right, dis ook om ons disposable nappies kry. Waar's ek nou? Right. Okay. Moenie onnodige laste op jouself sit nie. Moenie onnodige laste op jouself sit nie. God sien die eindproduk. Hy sien nie ons sien die huidige. God sien die eindproduk. Nog voor dit begin het sien hy die eindproduk. Nog iemand oor hierdie ene iets sê? Ek wil terugkom na dis in my opinie. Na soos die rook en daai tipe goeders. Daai verdruk dalk 'n ander seer of 'n ander probleem wat jy nie sien nie. En God is besig om met daai probleem te werk, dat daai rokens of wat jy ook al gebruik nie meer nodig sal wees nie. So sê maar dit is soos 'n disprin wat jy drink, later is die disprin nie meer nodig nie. Die kopseer is weg. Marius het nou gepraat, as jy skrik dan moet jy gaan klere was. Ek hou van die woord jy dit ontgroei. Dis 'n natuurlike proses om dit te ontgroei. As jy voel jy moet nou 'n draai loop, dan staan jy op soos die twee dames nou flissies gedoen het en jy loop 'n draai. Jy sit nie hierso en dis 'n nat kolletjie op die grond nie. Ekskuus nou, dit is nou 'n bietjie bar gewees. Jy verstaan wat ek sê. Jy het dit ontgroei. Jy word volwasse. In jou Christendom en jou heiligmaking moet jy volwasse raak. En nou wat ek gesê het van die begin af, sonde bly sonde. Regverdig nie sonde nie. Maar ons moenie en ons moet pas op vir die grootste leuen wat die duiwel vir jou ooit kan vertel. Jy's nie goed genoeg nie. Want dit sit onnodige druk op jou. Eva, as jy net van hierdie vrug eet, sal jy beter wees. As jy net dit doen, God het die volmaakte werk alreeds vir jou gedoen. Kyk, kom ons kyk wat sê Jeremia 17 vers 5 tot 8, ons tyd hardloop uit Lisel. Jeremia 17 vers 5 tot 8.
Die Here sê, daar is 'n vloek op die wat hulle vertroue stel in gewone mense en nie op die Here vertrou nie. Hulle is soos bossies in die woestyn met geen vooruitsig vir die toekoms nie. Hulle sal woon in 'n verskroeide woestyn op soutvlaktes waar niemand kan oorleef nie. Maar gelukkig is die mense wat op die Here vertrou en hulle verwagting in hom stel. Hulle is soos bome wat langs 'n rivier staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie en hulle blare bly groen. Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hulle hou nie op om vrugte te dra nie. Okay. Al wat ek op hierdie een wil sê is, maak nie saak op watter vlak van geestelike heiligmaking jy is op hierdie stadium nie. Daar gaan droogtes kom en daar gaan moeilikheid kom, maar jou wortelstelsel gaan jou deurdra. En as daar een ding is wat ek die afgelope tyd vir myself bid is om te sê, Louis, moenie jou afhanklikheid van God verloor nie. Dit gaan oor finansiële afhanklikheid, dit gaan oor enigiets. God bly my bron. Niks wat ek gedoen het, verdien ek nie. Dis net genade. En wanneer ons hierdie verstaan en ons kan dit van ons skouers afgooi, dat ek met iemand anders te probeer wees wat ek nie is nie, dan gooi ons 'n groot las af. Fluit, my storie is uit. Salome, enigiets wat jy wil byvoeg oor vanaand se gesels? Nee, ek is reg. Dankie. Ek het Hoe sê gedink jy aan iets, so? maar ek weet nie of dit dalk nou nie 100% van pas is nie, maar dit het in die begin vir my dadelik gevoel soos toe Jesus vir die vroutjie gesê het wat gevang is, wat sonde gedoen het, wat oorspel sonde gedoen het, dat die mense wat sonder sonde is, kan gooi, met klippe gooi. Dit het net op daai oomblik vir my gevoel as ek kan nie klippe gooi nie. As ek sonde het, kan ek nie klippe gooi nie. Meisie? Ja, ek kom nou weer terug na daardie juk toe waarvan ons praat. En wat is 'n juk eintlik? As ek dit reg het, is dit 'n ding wat Op 'n jou skof, ja. houtding wat op die ons is 'n skof gesit word. Dit laat hulle saamloop, dit laat hulle ligter dra, daai tipe van goed. En as God ons juk is, dan beteken dit hy help ons saamdra in ons laste. So as daar goed is wat ons doen en ons het nog nie ons voete daar waar ons verplant is 100%, ons wortels het nog nie gegroei nie, dan is Christus is altyd daar om ons te help. Ons doen dit nie alleen nie. Hy help ons om daai verandering te doen en ons wortels weer plek te laat kry en te groei. Dis maar wat ek Stel, bydra. Graag, dankie. Anita, Ek vra dankie pastoor. Wynand, Ek dink een van die grootste struikelblokke en dit kan ook nou maar soos 'n sekere soos 'n verslawing wees is kort dan sal ek nou wees die ou wat nou daai ou wat rook daar judge. En sê jy's kyk nou net daar. En dit is eintlik so verkeerd. En nie net die ou wat rook nie, maar enige ding kort dan kom hy dan kom ek agter ek ja dan kom ek agter ek weet ek's besig om hierdie ou te judge en so aan. En wie is ek? Nee, Jesus het gekom om te judge nie. Sy werk was net daar om te red. So ek dink as 'n mens daai kan wegval dan sal dit eintlik half beter gaan. Ja. Lisel, Ja, ek stem saam daarbey. Ek dink nou aan daai versie wat ons eers gelees het van jy moet oppas dat jy nie ook struikel nie. Maar baie keer is ek ook in daai posisie van jy kyk na daai sien nou maar daai ou wat rook of so en dan dink jy, okay, hoe kan sy of hy nou 'n kind van die Here wees en hy doen dit nou, maar
Jesus sien dit nie so nie. En ons moet dit ook nie so sien nie. Ons moet verby dit kan kyk en agter dit kan kyk. Jesus sal hom sê as moet nie klippe gooi nie. Meneer Brits, Verplanting um, moet daartoe lei dat jy beter vrugte dra, goeie vrugte. Dit was die doel gewees van verplanting. As jy verplant is en jy het nog steeds nie goeie vrugte wat jy dra nie, want partykeer kan dit wel gebeur. Lig op jou wortels en loop op jou penwortel tot by 'n ander plek en gaan plant daarso oor. Maar jy die kenmerke dink ek van 'n goeie verplanting of die regte verplanting is goeie vrug wat jy gaan dra. Of dit nou droog is, so of dit nou goed gaan met jou of sleg gaan met jou, dit gaan nog steeds goeie vrugte wees wat jy gaan dra vir die mense rondom jou. verseker. Voor ons by die laaste versie kom wat Anita vir ons gaan lees. Kom ons kyk na die gebedsversoeke. Ek wil hê ons moet ernstig bid vir Hans Fury. Dis Ronaldo Fury se man. Hulle het die kankerbehandeling nou gestaak en hulle het vir hom gesê hy's terminaal en hom 3 maande gegee. So ons bid ernstig vir Hans Fury. Enige ander gebedsversoeke stel? Anita? Pastoor, as ons weer vir Leanne kan bid, ons het met haar vrae gebid met die kanker en babatjies se uit en hulle het alles uitgehaal, maar alles het nou versprei en dit is nou aggressief. En haar ek dink nie die hele medies ding gaan so goed uitwerk nie, soos hulle oorweeg nou die staatshospitale gaan nog langer vat en goed, so hulle kyk nou maar nog wat om te doen, maar as ons net vir Leanne kan bid. Bid vir haar. Bynaam? Nee, pastoor, ek dink ons is gelukkig, ons is baie opgewonde oor die reën wat vir ons binnekort gaan kom. Ons sien dit Amen. bewolk, dit is lekker en ons is baie opgewonde, want dis die teken van ons reënseisoen. Ons het oral emmers gesit waar die dakke lek dat ons nie water moet mors nie, so ons is reg. Asai, ek hou daarvan. Inteendeel, dit drup nou so saggies hier by ons. Ons is baie opgewonde. Lisel, enige gebedsversoeke? Nee, ek dink ek is reg, dankie. Meneer Brits? Ek dink ek wil net ook weer bid vir die nuwe dokter wat by ons is, Dr. Bernie. Dat hy sy besluite wat hy het, goeie besluite sal wees wat hy mooi deurdink het. Nie haastige besluite neem nie. Meisie? Nee, dankie. Salome? Ek is andersins reg en ek is baie dankbaar vir almal se gebede en net die staande asseblief, dit moenie van die lysie af nie. Ek bid ook dat die Here daar's eintlik nou baie seën en ek is so dankbaar want dit is regtig waar ons word baie geseën. Elke hier en daar kom maar iemand bring so 'n bakkie vol kos. Ons eet omtrent 'n bakkie vol kos op 'n dag. Maar daar is kort is daar iemand wat kosies bring en regtig ek is baie dankbaar en asseblief moenie ophou bid nie want dit is elke dag is genade, elke dag. Dit wat ons Verseker. het is geleen. Net genade. Ons mag nooit ons afhanklikheid van die Here verloor nie. Nooit. Ons is totaal en al afhanklik van hom. Anita, Jesaja 46 vers 3 en 4 asseblief. Luister na my, o huis van Jakob, en die hele oorblyfsel van die huis van Israel. Julle wat deur my gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van geboorte af. En tot die ouderdom toe is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Ek het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal julle dra en red. God sal ons dra. God verwerp jou nie. Miskien is jy vanaand die ou wat daar agter die kerkmuur 'n dampie geslaan het. God verwerp jou nie. Hy skaam hom nie vir jou nie. God sal jou dra. Miskien gaan jy deur 'n tawwe tyd in jou lewe. God sal jou dra.
Marius, ons het na julle verlang, hoor. Sal jy vir ons bid vanaand asseblief? Ja, seker. Here, baie dankie dat ons saam kon gesels om die woord en dat die woord weer vir ons oopgebreek het, vir ons stukkie vir stukkie gewys het, Here, hoe U oor ons voel, hoe U ons gemaak het, Here, en hoe U ons ook sal red wanneer ons dit nodig het. Dankie, Here, dat ons kan weet dat as ons verplant is U die ene wat daar is om dit vir ons na te gooi, en ons, Here, kan self kos daarby sit om meer en meer van U te weet, meer en meer van U te leer, en nader aan U te kom, Jesus, soos wat U geleef het, omdat ons wil wees soos wat U is, nader en nader aan U, nader aan God. Baie dankie, Here, dat ons op U kan vertrou vir elke klein dingetjie wat in ons lewe gebeur, en dat ons kan weet, Here, vir die gebedsversoeke wat ons na U toe deurgee, dat U na elkeen van hulle kyk, by elkeen van hulle stil staan, 'n besluit neem, en dan die beste uitwerking daarop gee. Baie dankie, Here, dat ons ook uit ons harte uit, met U kan gesels, met U kan praat, of vir U kan vra, vir U kan dankie sê. Dankie dat ons 'n lewende God het, en dat ons kan weet, Here, ons is nooit alleen op hierdie aarde nie. 'n Lewende God is daar so vir ons, en U is ons God, waarvoor ons baie lief is. Baie dankie vir die week wat voorlê, en hierdie week wat ons in U hand kan sit, en kan vra, Here, lei ons deur hierdie week, gee vir ons, Here, dit wat ons moet doen, gee vir ons die opdragte in ons harte, en gee vir ons, Here, dat ons elkeen wat rondom ons is, sal behandel soos wat ons self behandel wil wees, met liefde en met respek. Baie dankie daarvoor, dat ons dit vir U kan vra, en kan weet, Here, U is al reeds 'n tree vooruit in ons lewens, en ons kan vir U vertrou vir elke ding. En dankie, Here, vir hierdie week, wat ons in U hand kan sit. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, Marius. Is julle gereed om volgende week bietjie te gesels oor die genadedood? Salome het so ruk gelede vir my bietjie inligting gestuur. Is julle gereed daarvoor? Is ons volwasse genoeg? Jep. Ons maak verskoning vir volgende Sondag. Okay. Julle is nie gereed om oor dit te gesels nie. Nee, maar rarig, ons is in Pretoria by skoonouers. Ja, wanneer jy gaan die 15de in Wynand? Ja, die 15de, ja. Ja, so iets. Die 15de, né? Okay. Hier is reg. Maar sover praat ons volgende week leef lig, en dan praat ons bietjie oor genade dood. Okay, dis sover. Ons kyk miskien verander dit deur die week. Maar as jy 'n bietjie opinie het, WhatsApp my privaat oor wat is jou opinie oor genade dood. Okay, julle moet 'n wonderlike rustige nag hê, en dankie dat julle saam gekuier het vanaand. Soet wees, nie stoutigheidjies nie. Bye. Tot by julle. Bye bye. Mooi weer vir julle. Bye.